inkom so deze redensverslag. Sy liewe inluisteraar, waar jy ook al ingeskakel is, ons sê weer eens baie welkom saam met ons. Die netwerk is oomlik nie baie lekker nie, met die reën, lekker reën wat ons kry, so ons aanvaar dit, maar baie welkom saam met ons. Elkeen van u baie welkom vanoggend. Sê gou vir jou langs jou voor jou agter jou, ek is bly jy's hier. Amen. En lief nie vir mekaar nie. Daar sê baie welkom, inluisteraar, baie welkom. Prys sy lieflike name. Halleluja. Weet jy wat? Die lieflike reën daar buite, mag die lieflike reën in jou hart ook val. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, lieflike, wonderlike, Godgegewe môre. Dankie dat ons in die mooi naam bo elke naam by mekaar kan wees. Wil bid dat die seën en hand van die Here nou oor hierdie vergadering sal wees, oor elke inluisteraar, waar hulle ook al ingeskakel is. Here, alles hulle ver, so julle in Australië, Here, daai vriendjie, mense van ons in Kanada, Here, so oral, hulle in die Kaap, Here, en hulle wat hier is vanmôre, mag die seën van die Here oor elkeen sal wees. Kom en bereik u goddelike doel vanmôre. Ons het u lief vanmôre. Dankie vir die bande wat breek, kettinge wat u verbreek, oorwinning wat u gee, redding wat u gee, verlossing wat u gee. Dankie vir hierdie kosbare geseënde môre, Here. Kom en word verheerlik in ons harte. Dankie vir die reën, dankie vir die geestelike reën vanmôre. Ons eer en prys u op Jesus wille. Amen. Kom ons sing eerlik saam. You
Liewe broer, liewe suster, liewe luisteraar, in die tyd waarin ons lewe, wil ek vanmôre vir u sê, wat hier is, wat in luister. Dis tyd om die Here te soek terwyl hy naby is. Ons jong mense leef in 'n tyd wat hulle nie die ou dinge van die ou mense geken het, in die ou tyd se Pinkster geken het nie. Ek gaan vanmôre daaroor praat. Maar vanmôre wil ek vir u sê, dat het tyd geword dat ons jong mense soos nou die môre, wat ek al ons jong mense vorentoe gekom het en vir hulle gebid het. Dat het tyd geword, liewe ouer, liewe broer, liewe suster, liewe familie, om weer ons kinders aan die voete van die Here te kry. Liewe jong mense, julle is so pragtig. Maar Pastor Ati wil vanmôre vir julle sê, net Jesus en jy kan op hierdie weg bly. Daar's 'n spreekwoord wat sê, julle jong mense ken dit nou nie, maar in ons dadelik sê, goed begin is half gewin. Nou om dit vir julle te verduidelik. As jy reg begin, om met die Here te begin, gaan jou einde geseën wees. Dit waar broer, vanmôre wil ek vir u sê, liewe jong mense, ek was 19 jaar oud. En ek wil vir u noem dat u vanmôre verstaan. Ek wil vanmôre vir u my boodskap vanmôre, want ek vir u sê 'n woord hoe die ou dinge verlore gegaan het. En kyk vanmôre mooi. Ek weet wat dit is om op 19-jarige ouderdom, 19-jarige ouderdom, die aand teen Wits Universiteit rugby te speel. En daardie aand, ons het toe gewen ook. En dit het nou die verskil gemaak. Dit het die probleem gemaak. Maar toe vier ons dit. En ek was daai jaar op Pension West is my lang beter daar. 1968. Junie maand 1968. Dis 'n paar jaar voor julle is baie van julle geboorte. En daardie aand toe druk ons nou as op drankies van die mark afgaan. Ek noem dit nie om aan te roem nie. Ek noem dit om te wys, liewe jong mense, hoor wat Pastor Ati vanmôre gesê. Daardie nag, toe word ek wakker. Toe hoor ek 'n stem sê, my waar gaan jy die ewigheid inbring in hierdie toestand as jy nie 'n pad met die Here loop nie. Jong mense, hoor Pastor Ati vanmôre vir jou sê. Goed begin is half gewin. En daardie nag, sonder 'n preek soos hierdie, val ek op my knieë neer by Rondawel. En ek sê, daar 'n God in die hemel is, en hy kan my help. Sal ek my lippe nooit weer aan drank sit nie, en sal ek die Here dien. Junie maand 1968, vir julle wat 'n bietjie wiskundig is, kan ek werk, hoeveel jaar is dit, tot vandag toe. Nog nooit weer, nie eens 'n biershandy gedrink nie. Die volgende môre, sou ek by die klap toe weer kom werk, en sê, waar jy op 'n dag? Ek sê, nee, ek het my gestraal tot die Here bekeer. En ek het vir die Here gesê, as die Here my kan help opgee, gaan ek my lippe nooit weer aan drank sit nie. Vanmôre staan ek voor u, en terwyl ek hierdie pragtige klomp jong mense sien, sê ek, Here, vanmôre het hierdie jong mense die Here baie nodig. Ek weet wat dit is. Ek het my eie broer genoem, my eie broer, wat my sê, hy is jong, hy is nou op plan om dood te gaan nie. Hy sê, vanaand speel weer vir die bierfees, en die drankies is gratis. 2 weke daarna, toe speel hy weer vir die bierfees, en daardie aand toe gaan ry hy sy vriend van die reisies. En hy ry onder 'n vragmotor in. Vir ons ouer mense dan weet die Mazda RX rotary masjiene en die Datsun 777 en hulle jaag met geweld vir 200 km/h reg onder 'n klomp in. Reg met 'n ry agter van hy trok se die bank van hy trok se kop net af. Op slag dood. Hy is nie van plan nou om dood te gaan nie. Sy vrou 7 maande swanger met 'n tweede baba. Kind het nooit haar pa geken nie. Vanmôre praat ek met u, liewe broer, ouer, suster, dit is tyd geword om God te dien. Ouers, tyd geword om julle kinders die pad van die Here te wys. Ek doen dit vanmôre, want ek weet, miskien kry ek nooit weer die geleentheid nie. Ek sê op 73 gaan ek seker sê, ek het die beste van my lewe gehad, maar die beste van lewe in die Here. Pragtige jong mense. Ook aan die Pastor Ati wil vanmôre vir julle bid.
Ek wil ons al my jong mense hier met my kom staan. Gaan nie my vertel, liewe inluisteraar, waar jy ingestaan jou kind is. Vat jou kind nou saam met jou. Vat jou kind, omarm jou kind net waar jy is. Al die jong mense kom staan hier met my. Al die jong mense asseblief. Dis reg, dankie my seun, dankie seun. Dankie. Ek wil vanmôre al ons jong mense. Want weet jy wat? Ou mense moet sterwe, jong mense kan ook sterwe, my suster. Ek wil vanmôre pragtig, kyk net hier. Kyk net hier. Al die jong mense kom staan hier met my. Kom, ek nooi julle vanmôre. Pastoor Attie nooi julle, kom. As jy jou klein kiebel bring, jy is welkom, suster. Bring. Vanmôre wil ek vir jou sê. Al die jong mense, kom vanmôre, kom staan hier met my. Kan jy kom na jou pastoor toe, kom. Kom pastoor toe, kom, ek sê jou vas. Kom na my toe, ok. Sy sal nou kom, ek sê, kom hier. Daar sê. Ek wil hê, liewe inluisteraar, u wat vanmôre hier kyk. Ek wil vanmôre van elkeen van julle sê, inluisteraar, verdra my vanmôre. Ek wil vir u sê, hoor mooi, waar jy ingeskakel is, waar jy nou kyk, ingeskakel is. Ek bly by jou. Vat jou huisgesin, vat jou familie, vat jou kinders. As jy my kinders, ek wil nie julle met dieselfde pad loop as pastoor Attie se lewe nie. Wil julle hê dat hy soos 'n vroeë ouderdom die Here sal ken. Ek wonder, hoe oud is jy my kind? 16, 11, 17. Kyk hierso. Pragtige jong mense. Ek wens ek kan al ons jong mense vanmôre hier hê. Dink hierdie vanmôre, hulle is in 'n toestand, in 'n tyd waarin hulle lewe, net die Here kan hulle help. En ek wil vanmôre by julle begin. Seun, luister mooi, elkeen van vanmôre. Luister as pappa en mamma praat. Hulle gaan jou nie verkeerd help nie. As hulle vir julle raas nie met hulle kwaad is vir julle nie. As jy julle help, praat nie met hulle vir julle kwaad is nie. Hulle praat omdat hulle vir julle lief is. En hulle wil hê dat julle die Here moet dien. Ek wil vanmôre sê, liewe broer, liewe suster, waar jy ook al ingeskakel is reg hierdie wêreld, hoor mooi, dit is tyd word dat ons jong mense weer by die Here uitkom. Die wêreld sluk ons jong mense in. Ek sal later my boodskap sê, die jong mense het net eerder geleerde selfone. Ek stap in die bos rond, dan sien jy staan hulle en sit hulle. Hulle sit langs mekaar, maar dit gaan so. Vanmôre wil sê, dit tyd geword om die tyd weer uit te koop vir jou huisgesin, vir jou familie. Ek wil begin, ek wil sê, my meisiekind, die Here, maak jou hartjie reg. My seun, maak hartjies reg vanmôre, almal van julle, pragtig. Ek wil vanmôre vir elkeen van u sê vanmôre, hoor mooi, ouers voel jy soos ek voel vanmôre. Het jy 'n kind vanmôre? Het jy vanmôre 'n kind? Hoeveel keer ek en jy nie al vir kinders gebid nie? Het hartseer gevolge op die einde ook, wat hulle nie geluister het nie. Vanmôre sê, Clint, kom staan hier by my. Pragtige jong man. Ja, mooi. Soos ek kom vashou, wil die Here hom ook vashou. Soos ek kom vashou, wil die Here hom help. Clint, die Here is lief vir jou. Ek wens ek kan vanmôre, ek wonder, kan ek net gou, ek weet, luister nou mooi, ek wens ek kon dit doen dat elkeen, ek kan my ongelukkig nie omarm vanmôre nie, ek mag dit nie vir my vrou te graag. Maar ek gaan my elkeen vanmôre aanraak, bly by my staan, wil nie. Staan nog een, is jong mens, of as hier ouer is wat wil sê, ek wil net achterloop, ons staan is jy ook wel. Maar vanmôre wil ek vir u sê, hoor mooi, die koms van die Here is naby en ons jong mense by die Here uitkom. Jesus breek die bande en vanmôre wil ek vir elkeen bid. Ek wil begin met sê, klink die Here my seun. Met 'n geopende oor ontvanklik hart. My meisie, die Here. Hoor mooi, die Here is lief vir jou. Steek jou hande met my hierdie kinders. My meisie, die Here is lief vir jou. Hy sal jou help. Prys die Here, die Here gee om vir jou. Seena, die Here is lief vir jou. Die Here. Meisie, die Here. Halleluja, dankie dat die Kotie. Here, seën hierdie twee kindertjies. Here, hierdie pragtige seun. Staan by hom stil vanmôre. Raak hom aan. Here, hierdie twee pragtige kindertjies. Dra hom op vanmôre aan. Here, hierdie pragtige jong man vanmôre. Here, 'n jong man
dan vir die werk van die Here soveel kan uitstaan. Here, ek wil bid dat die seën van die Here op ons sal rus, dat hy 'n bruikbare instrument in die hand van die Here sal wees. Gesalf deur die Here in Jesus naam. Here, hierdie pragtige meisiekind. Here, U ken ook haar vanmôre, bly arm om haar slaan. Here, dat dit vanmôre 'n omkeer dag na lewe sal wees. As hy vanmôre sal sê, vanmôre het ek 'n besluit geneem. Die Here en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Here, ek wil bid dat gees, siel en liggaam, dat U nou by hierdie kind sal stil staan. As ons ontvou met U kosbare liefde. Jesus, halleluja. Here, hierdie ou sussietjie ook van haar. Here, ek wil haar opdra aan U vanmôre. Wil bid, Here, dat hierdie gesin, mamma ook hier, Here, waar mamma en sissies nou hier by mekaar staan. Here, dat hierdie môre terwyl mamma haar arm om my kind slaan. Here, ek my arms om hierdie gesinnetjie slaan in Jesus naam. En bid, Here, dat hierdie môre vir hierdie gesin 'n deurbraak môre sal wees, 'n vrede sal wees. Here, by die skool, by die huis, by die werk, Here, dat U vanmôre 'n kosbare môre sal. Here, ook vir dokter Isam, papa Isam, Here, wil ek vanmôre bid. Here, sodat ons nou ons arms om hierdie gesinnetjie slaan. Vader, in die naam van Jesus vanmôre, Here, dat hierdie gesin vanmôre 'n deurbraak môre sal hê. Here, hierdie ou klein Karlie vanmôre, Here, wat so erg is vir my. Ek wil bid, Here, dat U hulle sal seën as 'n gesin, as 'n familie vanmôre, dat hierdie môre 'n deurbraak geseënde môre sal wees. Here, ek dank U, ek pleit onder die bloed, wees daar die hande teenstrydige gees, in Jesus naam. Here, dank U vanmôre vir 'n deurbraak, genesing, verlossing, voorsien word. Here, hierdie pragtige jong dogter, Here, wat vanmôre aan die portaal by Here staan, by haar stil in Jesus naam, en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Geseënd is hierdie familie in die naam van die Here. Baie dankie, Here Jesus, dankie Here Jesus. Ek wil wonder net gou, my broers, ek gaan die diens nie uittrek nie. Ek gaan die diens nie uittrek nie. As daar 'n ouer is wat hier is vanmôre, kom staan net agter jou kind en sê, Here, dankie, my kind is toegewy aan U. Ouer, kom vanmôre. Prys die Here. As jou kind hier is voor U, steek net gou jou hand op. Ek wil vir jou kinders bid, vaderlik ook al mag wees. Hemelse Vader, mense wat nie vanmôre hier kan wees nie, hulle kinders kan nie hier wees nie, maar ek weet Here, nou waar hulle ingeskakel is, dat die hand van die Here nou oor elke huisgesin, oor elke kind sal wees, oor elke familie sal wees, dat dit môre familiemôre sal wees, van bande breek, kettinge breek en oorwinning in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Here, sodat hierdie gesinnetjies vanmôre, sodat hierdie families vanmôre hier staan, wil ek bid nou, Here, terwyl ons hande uitstrek na hulle vanmôre, steek die hande uit na hulle liewe inluisteraars, waar jy ook al is, in Jesus naam. Here, hierdie pragtige jong mense vanmôre opgedra aan die Here. U beskerm en aankoor hulle. Here, dis amper feestyd, dis amper Desember maand. Here, wanneer dit Julytyd raak, wat mense in Julytyd het 'n routyd het, wil ek vanmôre bid dat U elke gesin, elke familie vanmôre sal beskerm onder U kosbare bloed en laat U naam verheerlik word in Jesus naam. In Jesus naam. Ek gaan vir U 'n drukkie gee dan laat sit. Dankie Here Jesus. Dankie Here vir U seën. Dankie Here vir U seën vir hierdie familie. In Jesus naam. Baie dankie Here. Dankie my Here, my God. Seën hulle vanmôre. Seën hulle vanmôre met 'n ryke seën, mamma en kinders, Here. Seën vanmôre hier vir mamma en seën en Boeta hier, Here, in Jesus naam. Here vir mamma en papa hier, Here, geseën in die naam van die Here môre. Here, dankie vir hulle ook vir wysheid. Dankie Here vir hierdie pragtige kinders in Jesus naam. Laat U groot naam verheerlik word in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Kom gee die Here lofoffer. Ja, daar sê ons nou is dit lekker. Ek wil die orkes kom net met my opbouers asseblief. Prys die Here. Halleluja. Ons orkes hier. Halleluja. Ek wil ook jy like dit. O liedjie daar. Jesus min my salig lot. Ek weet dit uit die woord van God. Al is ek ook swak en blind, nogtans noem my Seker. Ja, Jesus min my. Ja, Jesus min my. Ek weet dit uit Gods woord staan. Dan sing jy dit saam en dan bedien ek vir die woord. Ja. Van
Halleluja. My broer en suster, die wil inluisteraar, ek wil vanmôre sê, jy is met 'n doel hier en met 'n doel ingeskakel. Ek wil vanmôre met u praat oor sekerlik een van die grootste waarhede wat daar is die land en die wêreld en die lewe en jou lewe dieselfde as 20 jaar terug? Baie maklike antwoord, nie 1000 maal nie. Omstandighede het verander, dinge het verander, en hoor nou mooi, mense godsdienst het ook verander. Ek gaan vanmôre 'n paar dinge uitlig in my eie lewe en in ons gemeente en in my bediening van 45 jaar. Vanmôre wil ek vir u sê, die Here het nie verander nie. Hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Dus, wie het verander? As die Here dan nie verander het nie, die woord sê, dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaar te red, van wie ek die vernaamste is, wil ek vanmôre vir u sê, as die woord nie verander het nie, die Here het nie verander nie, en ook wil ek vir u sê, die Heilige Gees, wat jou attent maak van ja, nee, moet nie, en kan nie, het ook nie verander nie. Dus, wie het verander? As die woord nie verander het nie, die Here het nie verander nie, die Gees van die Here het nie verander nie, die salwing het nie verander nie, die blydskap van die Here het nie verander nie, die woord, die Gees en die liefde van die Here het nie verander nie. Dus, wie het verander? Die kerk is nog steeds soos hy gebou is. Die nuwe waaier daar gesit die week, hierdie waaier wat hier gebakkel het uitgehaal, dit verander. Maar die Here het nie verander. Die kerk het ook nie verander. Hierdie gebou staan nog net so in die 20 jaar, 25, 30 jaar. Wat wil ek vir u sê? Dus, as die Gees van die Here nie verander nie, die woord het nie verander nie, die struktuur het nie verander nie, dus wie het verander? En jy? Die Bybel sê, gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Luister mooi. Maar wat het verlore gegaan? Wat het verlore gegaan? In die tyd waarin ons lewe. My broer en suster, ek het hier neergeskryf en ek het skaam geraak. Ek is net bly. Hier is van my mense wat hier saam met my is, wat die laaste 20 plus 22 jaar saam met my hier in die ras is. Wat sal kan bevestig? Dinge het verander, die kerk het verander, maar die Here het nie verander nie. Dus, waar lê die fout? Die fout lê nie by die Here, die Heilige Gees by jou, die fout lê by my. Sit jou aan so in jou boesem sê, Here, die fout lê nie na nie, die fout lê by my. En luister, het die Here verander? Het die Gees van die Here verander? Het die woord verander, is 'n betroubare woord, en werd om dit volle aangeneem te word? Weet, die woord het nie verander nie, dus wie het verander? Ek het verander. En nou luister mooi, hoe het oorlogswapens verlore gegaan? As jy kan net my skerm kyk, dankie som, Kotie sit vir my skerm, baie dankie som die. Luister wat sê 2 Samuel 1 vers 25. Hoe het die helde geval diep in die geveg? Hou net jou vinger af, kyk net daar. Diep in die geveg. Ons is baie naby aan die wederkoms van die Here. Ons is diep in die geveg. Ons is naby die koms van die Here. Ons is naby die wederkoms. Laat ek vanmôre vir julle sê, ons is naby aan die oorwinning of die verloor. Keuse is jou en myne. Hoor, diep in die geveg. Diep in die tyd. Tekens rondom het verklaar. Iets moet kan en gaan gebeur. Jy kan sien die SMS'e en WhatsApp wat jy deesdae kry. Dit word vreesaanjaend. Vanmôre wil ek vir jou sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Hoor mooi wat sê hy. Hoe die helde geval diep in die geveg. Jonathan lê verslaan op jou hoogtes. Ek is benoud om jou ontwil. Ek is benoud. My broer Jonathan lê verslaan op jou hoogtes.
die 26ste versie. Ek is benoud om jou ontwil, my broer Jonathan. Hoor mooi, ek is benoud om jou ontwil, my broer Jonathan. Hoor, die 27ste versie. Hoe het die helde geval en oorlogswapens verlore gegaan. Dis nie kanonne en bomme en goeders nie. Ons gebedslewe het verander. Ons toewyding aan die Here het verander. Ons liefde aan die Here het verander. Daar's nie meer liefde nie. Daar's nie meer vrede nie. Huisgesinne het nie meer vrede nie. Kinders teen ouers, ouers teen kinders. Ek sê daar die vrede van die Here, die vrede van die Here het verlore gegaan. Hoe die oorlogswapens verlore gaan. Ek sê oorlogswapens van liefde, van verdraagsaamheid, van eensgesindheid in 'n huis. Amen. Die eensgesindheid in 'n huis het verdwyn. Die families het uit mekaar geskeur. Want u sien, die oorlogswapen van gebed het verlore gegaan. Die oorlogswapen van die Here het verlore gegaan. Want u sien, dis mos nou maklik, ons het ons selfone. Selfone het baie mense en kinders in huisgesinne verongeluk. Dan kuier jy, dan sit mense met selfone. Stap in die winkelsentrums rond, dan sien jy mense staan almal. Vanmôre wil ek vir jou sê, so gaan dit by die huise ook. As jy nie kan sê amen vanmôre, sê maar eina. Want iewerster het die selfone en die kommunikasie, ons gesinne, ons familie en ons verhouding met die Here verongeluk. Amen. Ons verhouding met ons gesinne en nou gaan dit jou skok met jouself op. Ons is so besig met die dinge van hierdie lewe dat ons nie meer besig is met die Here en van die dinge nie. My boodskap aan jou vanmôre is: hoe het die helde geval? Manne en vroue wat God gedien het, manne en vroue wat inspirasie was, manne en vroue wat 'n voorbeeld was, is vanmôre in die gutters van hierdie lewe as gevolg van hulle die Here verlaat en hoor nou by die Here het hulle nie verlaat nie. Hoe die helde geval en die oorlogswapens verlore gegaan. Laat my na die ander gedeelte, dankie Kootjie. Efesiërs 6. Hoor nou mooi. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie jou broer nie, is nie jou suster nie, is nie hy skoonseun van jou nie. Of die skoondogter. Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu. Teen die bose geeste in die lug. Ek wil vanmôre hou net daar. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's geeste en situasies in hierdie wêrelde wat gesinne uitmekaar uitskeur, wat families uitmekaar uitskeur, wat huisgesinne uitmekaar. Ek sê daar's 'n geeste wat die wêreld oorlewe. Ek sê huisgesinne, families, gesinne, kerke lê daaronder, want daar's 'n gees van die vyande wat mense verwoes, huisgesinne verwoes, families verwoes. Here help my vanmôre asseblief. Nee, die Here kan vanmôre. Vyand wil hierdie boodskap nie oordraai nie. Maar die Here gaan ons help. Hoor mooi. Die 13de vers. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Vanmôre wil ek vir jou sê, net Jesus en jy kan op hierdie weg bly. Families, hoor nou mooi. Om staande te bly, is om by die Here te bly. Om oorwinning te hê, is om by die Here te bly. Want net Jesus en jy gaan hierdie wedloop kan volëindig. Hoor nou mooi. Ek het vanmôre vir ons jong mense hier gebid, liewe inluisteraar. Vanmôre wil ek vir jou sê, dit tyd geword dat jy kan sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Liewe kinders, liewe jong mense, begin weer die Here soek en begin weer vir mamma en pappa respekteer en luister as hulle praat. Eina, ouers, kom ons wees weer lief vir pappa en mamma. Ouers lief vir die kinders, dat die Here ons kan help. Hoor my. Sodat julle staande kan bly. Nou my broer en suster, ek het nou 'n klompie goed hier neergeskryf. En hoor nou mooi. Wat het verlore gaan, pastoor Aki? Wat het verlore gaan? Praat uit ondervinding. Praat uit jouself, praat uit jou diens. Tydperk. Hoor mooi. Gebed het verlore gegaan.
Mense bid nie meer nie. Dis nou alles is nou super quick. Dankie Here vir die dag. Amen. Die Bybel sê bid maar deur, jy sal die antwoord kry. Gods belofte staan onfeilbaar vas. Ek bid ons pastoor ek môre met dankie Here. Dankie Here, ek lewe nog. Vanaand, dankie Here, nog 'n dag. Vanmôre moet ek sê dit tyd word dat die volk van God weer begin te bid. Totdat die Here antwoord kry. Bid maar deur, jy sal die antwoord kry, sê die koortjiedigter. Bid maar deur, jy sal die antwoord kry. Ek sê die Here antwoord nog, hy hoor nog, hy voorsien nog, hy genees nog, hy breek nog bande, hy gee nog krag, prys die Here. En ek mens verander nog omstandighede. Ek sê bid dit vir jou sal gegee word, sê die woord. Hoe lyk dit my broer? As jy vanmôre nie kan sê amen en sê maar Ina. Hoe lyk jou gebedslewe? Wanneer laas het jy net so 'n bietjie alleen gewees en gebid? Wanneer laas het jy so alleen gebid? Sy Gerda sê vanmôre, sy daar op die masjien wat sy daar besig was met die masjien. Noem dit 'n skitmasjien of wat vir jy moet ding op bak so. Ek sien net sy video daar so. Die dag sy is bang vir my. Serieus. As jy staan daar op die masjien wat sien. Sy staan daar en sy bid daar. Sy staan daar en sy nou wil ek vanmôre vir jou sê, tyd geword dat die volk van God weer tyd afkoop en begin bid. Amen. Gaan sleg by my huis, by my gemeente, by my werk, by my familie, by my finansies. Ek sê begin weer te bid. Begin weer te bid tot jy die antwoord kry. Ek sê vas en gebed. Eerste gebed, né? Tweede vas en gebed. Maar vanmôre vir sê, dat die tyd by jou gevra vir Here vir 30, 40 jaar het ek elke donderdag het hierdie man gevas en bid en elke einde van die jaar van 5 tot 7 Januarie af tot aan die 25ste Januarie 21 dae gevas en bid op die maan. Net vloeistof ingeneem. Daai dit is nog op medikasie so vandag. Vir 21 dae ek baie kilos verloor, nie dat ek kon bekostig nie, maar ek het tot naby die Here kom ek kon weer hoor wat die Here sê. Ek kon weer 'n oorrem te hoor, maar daar was nie 'n selfoon nie. En dan ek kon weer hoor. Hier daar kan ek nie. Liggaam wil nie. En ek voel Here, maar ek kon nog steeds miskien 'n dag of 2 vas. Hoe die oorlogswapens verlore gaan kinders van die Here. As jy nie kan sê amen, jy sê maar ek praat ek net van pastoor Attie vanmôre. Sluit ek jou ook in? Is jy ook aangesluit? As ek iemand insluit vanmôre wat sê pastoor Attie, ek stem saam met jou. Ek moet ook vanmôre erken dat ek skuldig is. Steek dit jou op, mense maar Here is. Nog iemand saam met my. Ja. En luister. Hoe lyk jou gebedslewe? Ek wil vanmôre met skaamte sê, my gebedslewe is nie wat dit was nie. En toe die Here met my praat, sê ek, my Here, my God, oh forgive me Lord. And try me one more time, though I fall and though I sin, let me rise and try again. Kind van God, sal ons nie weer begin die aardskrik van die Here soek nie. Vas en gebed. Ek sê, maar weet nie wat, ons het in hierdie kerk gevas en gebid. Hoor nou mooi, van ons ouer mense wat jare by my was, Tommy julle, Andrew julle, volgende, het ons een keer 'n maand sak en as gehad. Sak hulle nog, daar is nog daar agter. Die blik by die as is nog daar. Het ons 'n aand hier kom. Dit is 'n Saterdag aand ek reg kan onthou. Vrydag aand ek ja. Het ons hier kom in die saal. Ons het voor die aangesig van God gesak. Jy het jou klere aangetrek, dat jy niks nie. Jou sak gevat oor jy as oor en gesê, my Here, my God, U is groter as alles. Ek verneder my, ek buig voor U, ek sak en as van die mense wat inluister nou, en baie van die dink die pastoor is nou vir sy loetjie getik. Waarvan praat hy nou? Ek sê, dis die ou Pinkster, broer. Suster, ou Pinkster, het mense nog 'n sak en as, met ander woorde, hulle genoem het sak en as, met ander woorde, jy het neergebuig, en sê, my Here, my God, ek is niks, U is alles, oh forgive me Lord, ek wil vir U sê, dat hierdie bidkamer gedreig, soos die mense bid, geroep na die Here, dat ons 'n hele dag, daai vrydag, ons 'n hele dag weer, 24 uur van die aandsessie tot die volgende oggend 6 uur, bevrydag aan, in hierdie kerk gewees. Jy het hier kom, jy het jou kussentjie gebring, as jy die slaap raak, jy sal jy wakker word, bid jy weer. Ek sê, dis wat gebeur het, hoe die oorlogswapens verlore gegaan. Gebed verloor gaan. Jy sê, pastoor, dis daarom nou te erg wat jy sê. Ek sê, bid jy vir 5 minute daarom 'n dag. Antwoord jouself.
sak en as. Lofprysinge. Weet jy wat? Jare terug het ons 'n koortjie gesing, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop, my voete tik die ritme en my hart is vol hoop. Eina, amen. Nee, pastoor, dit moet stemmig wees. Groot is die Here. Nee, groot is die Here, halleluja, hy maak my voete soos die van 'n wolke, halleluja, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop. Weet jy wat, ek kan in 'n hospitaal gelê. Dr. Johan, jy kon al binnen gespalk het. Maar ek is hier vanmorgen, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop, ek wil lofbring, ek wil eer bring, ek wil vanmorgen sê, hy leef, hy het opgestaan, hy breek band, hy verbreek het, hy genees, hy rette, ek wil vanmorgen vir jou sê, dit is ons, dat hy graag, dans geef voor die Here, met die blydskap in jou hart. Pastoor, ons moet stemmig wees in die kerk. Maar vanmorgen vir jou sê, waar gaan jy dans voor die Here? Ja, voor die kroeg. Hulle sê vir jou extra bier of 'n dubbelmaal op die kant. Gaan nie dan. Hoor nou mooi. Tale en uitleg. In ons dae, jong dae, weet jy wat? Die Here het my gesalf met uitleg van tale. En vanmorgen wil ek vir u sê, die tale het stil geword in die kerk. Pastoor, jy sien ons saai dit uit. Mense gaan dink, die mense, daai malkerk, daar het een mal gebouw daar in die kerk, jy het net gehoor hoe het sê of hy gepraat. Tale en uitleg is nog steeds die woord van God. Hoe die oorlogswapens verloren gegaan en die helde geval. Wanneer laas het jy weer met tale gepraat. Die luisteraars nie verstaan, die Bybel sê, sal het doop met vuur, sal het doop, sal salf, spreek in vreemde tale. Vanmorgen sê, weet jy wat, my hartsbegeerte is dat die Here ons mense weer sal vul met die Heilige Gees, dat hy weer sal spreek in vreemde tale, en die salwing en die heerlikheid van die Here Jezus, dat die kerk van God terugkeer na die Here toe. Broer, suster, liewe inluisteraar, terugkeer na die Here toe, is ons oplossing. Nou gaan ek iets skok. Jare terug, kom hier iemand, en hy sit daar, hy sê, pastoor, ek het vanmorgen versoek. Ek wil vir vraag, kan ons nie vanaand met die voete was dienst hou? Ek sê, broer, wat is dit? Hy sê, pastoor, ons verbuig voor die Heer, en ek wys my broer en sister, ek buig voor hom en waardeer hom. Weet nie wat? Bring so 'n emmertjie, so 'n skolletjie, 'n handdoekie, sit nie voor die Heer, trek sy skoene uit, trek sy kouse uit, 'n sak voor hom neer, en ek was sy voete. Sal jy nog bereid wees om iemand sy voete te was? Pastoor, ek weet nie wanneer laas jy voete gewas het. Maar vanmorgen vir jou sê, Pinkster is woord, ons moet weer terugkeer. Pastoor preek nie vir jou evangelie nie. Ek preek vir iemand Pinkster in die verlede was. Pinkster in die verlede jare, waarmee ons opgegroei het. En mense, ek wil vir jou sê, die salwing en die heerlikheid van die Here, ek sê terugkeer na die Here toe. Ons het deernag gebid. Deernag die aansig van God gesoek. Hoor mooi, neergesink voor die aansig van die Here. Ons kommunikasie was gebed, ons kommunikasie was liefde, ons kommunikasie was verdraagsaamheid, ons kommunikasie was omgee. Amen. Gee ons nog om. Ek weet nou baie stil in die kerk. Weet die inluisteraar, baie stil vanmorgen, gaan klaar. Wat ek verloor van die liefde, kan ek nog sê, stort dit uit in my siel, die liefde van iemand. Het ons nog liefde, broer, suster, en die verhouding met die Here en met my mense. Maar die selfoon het oorgeleef. Die selfoon is nou my liefde. Die selfoon is nou my kommunikasie. Die selfoon is nou my vrede. Ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is net een vrede, die is vrede van die Here. Jy sit vanmorgen hier, en ek wil vanmorgen vir jou sê, hy gee om vir jou. Hoor mooi wat sê Jesaja 30 vers 15, dan ek nie. Hoor mooi wat sê Jesaja 30, op die skerm, kyk mooi. Hoor wat sê Jesaja 30.
Hy sê, want so sê die Here, ja, die Heilige van Israel, PPK gemeente Elsras, waar jy ook al, miskien dan iemand Leidsburg dat ingeskakel, waar jy ook al ingeskakel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar wil jy, waar wil jy, Jesaja 30 vers 15, vertroue bestaan, en hoor nou, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. 18de versie. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef, om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig almal wat op hom wag. Ek wil net hê jy moet mooi luister. Want so sê die Here vanoggend. So sê die Here vanoggend. Die Heilige van Israel. Hoor nou mooi. Hoor mooi. In stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Wil jy vanmôre sê, Here, al hierdie baie goed is wat die pastoor vanmôre genoem het. Here, maar ek wil vanmôre sê, begin by my vanmôre. Tel my op vanmôre. En een van hierdie geval, of het jy, kan u vanmôre sê, dankie Here, my gebedslewe is goed, my vas en bid, my afsondering, as jy nie wil sak en as nie, jou afsondering, jou lof en prysing en loof die Here, terwyl die musiekdepartement met vorentoe kom in, hoor nou mooi, tale en uitleg, doop, hoor nou mooi, mense glo nie meer in die groot doop, wanneer laas, en mense hulle weer tot God bekeer en laat doop, die Bybel sê bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Is nie die tyd dat mense hulle weer tot God bekeer, as jy die Here aangeneem het, en jy het nog nie waaragtig doen nie, want die Bybel sê, bekeer jou en laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer jou. Ek sê, tyd vir dat God se volk, hulle weer tot die Here bekeer. Vanmôre wil ek vir jy sê, begin weer vertel, dat Jesus red, en hy verlos kom. Bekeer nog, dat die Here jou kan vul, met sy heerlikheid en sy krag. Kom ons buig ons hoofde, kom ons sluit ons toe. As daar iemand is vanmôre, waar jy ook al ingeskakel, en jy wil vanmôre sê, Here my God, ek kom vanmôre, Here ek het gehoor vanmôre, ek is nie op die plek, waar ek moet wees. Here, die hemel is 'n voorbereide plek, vir voorbereide mense, en die gebed van my hart vanmôre is, Here, dat elkeen wat luister hier, elkeen wat inluister vanmôre sal sê, Here, ek wil my waaragtig tot God bekeer, ek wil die Here dien in gees en in waarheid, ek wil my hart en lewe aan die Here toewy vanmôre, Here, ek wil my bekeer, ek wil my laat doop, ek wil gevul word met sy kragtige, wonderlike, lieflike Heilige Gees, sodat die woorde van my mond, die oordeenking van my hart, die Here weer daar gevallig sal wees. Ek bid, Here, staan my by elkeen stil, elke inluisteraar, elke broer, elke suster hier, Here, dat ons vanmôre kan sê, Here, ek het daar geval, maar vanmôre staan ek weer op, en sê, Here, tel my weer op, en maak my weer heel. Here, vergewe my. Here, ek het laks geword. Ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Here, ek is nie gehoorsaam nie. Ek is nie aan die voete van die Here nie. Of ek nou jonk is, en of ek oud is, Here, of ek lank die Here nie, of ek die Here nie dien nie. Vanmôre wil ek 'n besluit neem. Die Here en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Hier is ek, Here. Vat my hand in die sterk naam. In Jesus naam. Daar iemand is terwyl die musiek saggie speel. Dat iemand sê vir my, ek wil vanmôre besluit neem. Môre mag dan te laat wees. Maar vanmôre wil ek waarlik sê, hier is ek, Here. Nie my broer nie, nie my suster nie, nie my kind nie, nie my man nie, nie my vrou nie. Here, ek vanmôre staan vanmôre op as hier is ek, Here. Sien my raad. Tel my op, Here. Ek sien daar sal reeds mense wat opstaan. As jy wil ingesluit word in hierdie gebed, dan sê, Here, ek gaan hier by die kerk uit vanmôre. As ek die kalmte, vrede en rus in my siel het nie, staan heel wat mense nou op. Heel wat mense, miskien luister jy in vanmôre. Reg net waar jy inluister. Steek maar net jou hand op, sê jy, hier is ek ook. Hier staan nog steeds mense op. Ek sê vanmôre, jy sê kleine maatjie, wat staan jou handjies hoog opsteek.
Vanmorgen voel ek my broer, my suster, ek weet nie hoekom ek dit sê nie, maar ek wil vanmorgen vir u sê, dis 'n kans wat jy en ek het vanmorgen. Ek weet nie hoekom ek dit moet sê nie. Miskien kom jy vanmorgen jou laaste geleentheid, want die Here sê, as jy wil, ek wil. As jy kom, sal ek. As jy nie wil nie, kan ek nie. Vanmorgen wil ek afsê, ek voel my hart vanmorgen. Ek wees ek my arms op jou slaan, liewe luisteraar, broer, suster, ek bly by jou vanmorgen. Jesus kan nie verby by jou en by my. Hy wil jou help, hy kan jou help, hy sal jou help. As jy maar net wil, kom is daar nog iemand wat wil geskakel. Staan vanaf op jou voete of steek in jou hand waar jy geskakel is. Baie dankie, baie dankie, baie dankie. Ek sien jou handjies, baie dankie, baie dankie. Hemelse Vader, onze Vader, Here, vanmorgen staan ek hier voor hierdie groepie mense wat in luister. Here, kom my hande al twee opsteek en sê, Here, staan by julle stil vanmorgen. Here, dat hierdie môre 'n rooi letter môre in man en vrou en kinders se lewe sal wees. Dat hulle vanmorgen sal luister en sê, vanmorgen het die Here met my gepraat. Vanmorgen het ek my hart oopgemaak en sê, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Dit is die gebed van my hart, Here. Kom in harte vanmorgen, breek bande, verbreek kettinge. En Here, kom met vrede vanmorgen. Dat man en vrou vanmorgen wat inluister, hulle wat hier is voor sal uit gaan sê, vanmorgen het die Here en ek 'n besluit. Vanmorgen gaan ek die Here dien. Ek gaan hier uitgaan met die wete, die Here en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Ek wil bid, Here, van nou elke hand styf vas in die sterke aan. Is my gebed om Jesus wille. Amen. Baie dankie, u staan saam met my en so saam met my. Ja, ek dink ons het daai koot tel my op eers, ja. Is dit jou gebed vanmorgen? Is dit jou gebed vanmorgen? Waar jy ook al in Ierland is, waar die omstandighede daar ook al mag wees. Die kameraad daar wat ek sê, ek moet spesiaal vir jou kom bid. Ons wil dit vir jou bid, as gemeente wil ons môre vir jou bid, maar ook vir elke inluisteraar, waar jy ook al die wêreld ingeskakel is. Kosbaar om hier vanavond in Ierland met jou te kan deel vanmôre. Vir elkeen, as jy voel vanmôre hier, liewe broers, jy wil vir iemand intree. Vanmôre intree vanmôre. Vir jou saak, jou familie, jou omstandighede, jou besigheid, jou werk, wat ook al.
wil ek hê vanmôre steek saam met my jou hand op. Leon, ons bid vir jou, steek jou hand op daar waar jy ingeskakel is in Ierland. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre saam kan stem. Here, U wat die hartekenner is, U wat die niereproewer is, U wat die Alfa en die Omega is, Here, U wat vanmôre elkeen se hartsomstandighede ken, hulle wat inluister, Here, ingeskakel is, Here, daar's Leon, Here, in Ierland wat nou vir hom intree by die troon van genade. Here, U ken sy storms, maar Here, U is groter as sy storms, U is groter as sy omstandighede. Breek daai bande, verbreek daai ketting, Here, dat hierdie môre 'n rooi letter môre in sy en lewe sal wees, dat hy sal ervaar en sien dat die Here God is 'n God wat antwoord. Afstand breek nie die krag van die Here nie. Afstand het nie effek op die krag van die Here. Gebed verander sake. Elkeen Here wat nou intree vir iemand ook, wil ek bid dat hierdie môre 'n antwoord môre sal wees, dat die naam van die Here hierdeur verheerlik word. Is ons gebed om Jesus wille. Amen. Ons sal jou laaste opkoortjie, dan gaan ons van die lig af. Baie dankie. Baie dankie Andrew. Baie dankie my musiek.
Dis ou tyd. Ons het gedans al. Gedans vir die Here. Nou, ek het dit weer vol honger. Ek sien nou dokter se oor reg so groot. Dokter het vooruit. Halleluja. Ek wil vir u sê, dis lekker om te dans vir die Here. Ek kon in die hospitaal gelê. Nou ek kom gekoot om dit van my. Ek het op hierdie bank geloop. Maar ek is die Here. Dis lekker. Weet jy wat? Ek het eintlik jare gelede liewer luister. Baie jare gelede. Seker so 50 jaar, 55, 60 jaar gelede. Toe my neef geleer dans. En dis die tweede keer, toe die tweede keer trap. Sê jy sal nooit terugkom. Dan staan ek snoek danslik met 'n dansorkes. En toe die Here in my siel lê, sê ek Here, nou sal ek dans. Halleluja. Nog die Here is my plek op die grond. Halleluja. Ek sal sing dit weer. Prys die Here, kom. Soms zijn alle volken klap met jou handen. Jeugd tot eerst van hier. Iemand moet hier sê, pas toe. Ek het gekyk oor jou diep. Want ek kom nog kort dansen. Nee, wil jy sê, en ons het gedansie so. Ons gaan betaal nie daar vir 'n dansie. Jy kry dit free, gratis vir die. Amen. Begin 'n dans voor die Here. Toe sê iemand, I think that pastor is getting mad. I'm sure that pastor is mad. Toe laat weet ek, I'm not mad, I'm glad. Hallelujah. I'm not mad, I'm glad. Hallelujah. Hulle sê, sal hy pastoor op dousie springende pastoor. So graag. Dansende pastoor, so graag. Ek wil dans vir my skepper, vir my heiland. Ek wil dans vir die Here van my lewe. Hy, liewe luisteraar, mag die Here u baie ryklik seën. Dankie dat jy ingeskakel het. As jy nog gedans het, jou stoel uit mekaar geskop het, sit hulle weer op 'n regte plek. Mag die vrede en die seën van die Here wees. Wil jy daar wat die land nou daar? Ierland, baie welkom en weer eens. Mag die Here seën, dat weet my as ek vir iets kan doen. Elke luisteraar, ons moet daar vir wees. Die Here seën u baie ryklik. Amen.